Ek weet nie of jy al op sosiale media gesien het hoe mense die geneigtheid het, sommige mense, om 'n dankbaarheidskalender by te hou nie. So wat hierdie persone sal doen is, hulle sal elke liewe dag vir 365 dae van die jaar 'n plasing maak op hulle sosiale media profiel waar hulle een ding of dalk selfs 'n hele lysie dinge opnoem waaroor hulle vandag op daardie spesifieke dag dankbaar is. En dit het my 'n bietjie aan die dink laat sit. Hoe sal my en jou dankbaarheidskalender lyk as ons nie fokus op die dinge waaroor ons dankbaar is nie, maar as ons die oomblikke, die geleenthede, die situasies in ons dag raak sien waar ons die Here se goedheid ervaar het, wanneer ons pertinent, intentioneel uitkyk vir die Here se goedheid in ons lewe. Dit is wat die psalmdigter gedoen het in Psalm 118. Die psalmdigter het na sy of haar eie lewe gekyk en die situasies en die omstandighede in hulle eie lewe raak gesien waar die Here se goedheid tentoongestel is. Maar die psalmdigter gaan nog 'n stapie verder en sê, en besing nie net die lof en die goedheid van die Here nie. Die psalmdigter erken, hierdie goedheid is gegrond ergens. Dit is gegrond, dit is geplant in die Here se liefde. En hierdie liefde was nie maar net eenmalig daar en toe is dit verby nie. Nee, die psalmdigter sê, die Here se liefde is troue liefde. Dit is elke liewe dag nuut. En uiteindelik dink ek dit is hoe ek en jy ook na ons eie dankbaarheidskalenders kan kyk. Hoe gaan my en jou lewe verander wanneer ons in die oggend of dalk selfs in die aand, wanneer ons dag verby is, die oomblikke of die situasies gaan identifiseer waar ons die Here se goedheid raak gesien het. En hoe gaan my en jou lewe verander as ons besef dat daardie goedheid nie sommer maar net uit nêrens uitkom nie, dat dit ook nie net uit die Here se eenmalige liefde vir ons gekom het nie, maar dat die Here elke dag troue liefde aan ons bewys. Daardie liefde duur tot in alle ewigheid. Mag dit 'n nuwe dankbaarheid in my en jou lewe teweegbring. Hemelvader, dankie dat U goed is, dankie dat U lief is, en dankie dat U liefde altyd tot in alle ewigheid duur. En Vader, help ons en lei ons om intentioneel met oop oë dit elke dag in ons eie lewens raak te sien, in ons eie dankbaarheidskalenders. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. In Mei maand vier ons Kinderbeskermingsweek. En ons kerk se maatskaplike dienste, hulle naam is Rata, het gevra vir 'n Hoop vir 'n Kind projek. En hulle samel dan nou geld in om kinders wat behoeftig is, kinders wat weggeneem is van hulle huise af omdat hulle huise ondraaglik geword het of nie veilige plekke is nie, of omdat hierdie kinders mishandel word. Rata samel geld in om juis hierdie kinders te kan help met die oog op Kinderbeskermingsweek wat in Mei plaasvind. Ons vra alreeds hulp in hierdie verband, as jy voel dat die Here dit op jou hart geplaas het en jy wil graag ietsie gee om 'n verskil te maak in 'n behoeftige kind se lewe, met die oog op Kinderbeskermingsweek wat in Mei plaasvind, is jy baie welkom op die onderstaande skakel te klik en 'n donasie te maak. Hierdie gelde betaal ons dan nou in Mei maand oor aan Rata, sodat hulle die goeie werk kan doen wat hulle elke dag doen. En onder andere reël hulle berading vir kinders, sielkundige dienste, arbeidsterapeute en dies meer, sodat hulle hierdie kinders tot die beste van hulle vermoëns ook kan help. En jy kan ook help om hierdie werk moontlik te maak. So baie dankie dat ons jou hiervoor kan vra. Baie dankie dat jy saam met my kom kuier het vandag. Ons kuier verseker gou weer.